Goeiemôre vriende. Baie welkom vanoggend. Jenetjie, dit is lekker om julle weer almal te sien, nê? En so baie het ek gesien hier deur die vakansie en ander was nou bietjie weg. Dis 'n wonderlike voorreg om weer terug te wees. En as 'n ou so deur die koerante blaai, dan is 'n ou ook baie dankbaar vir elke een wat 'n mens weer sien, nê? As 'n mens sien die ongelukke wat baie keer op die pad gebeur, dan besef ons die wonderlike genade om mekaar weer te sien so vroeg in die jaar. Nou ja, vriende, alles begin mos nou weer en ook volgende week, maar eers wil ek net sê, as jy dalk vanoggend nou hier, miskien het jy hier oor Desember maand het jy ingetrek of iets in Diervoege en jy is nie in die dorp, dan is jy baie welkom by ons geloofsgemeenskap en as jy vanoggend hier kom kuier het miskien, dan is jy net so welkom. As jy bietjie meer van ons gemeente wil weet, is jy regtig welkom. Na die tyd kom sommer hier vorentoe en daar gaan iemand wees wat met jou bietjie kan kuier en wat vir jou ook een van ons inligtingspakkies kan gee, dat jy ook als van ons gemeente het. Vriende, by die deure is ons almanak. Kyk net hoe mooi is hy. Pragtig, daar is hy, jy's baie welkom, vat vir jou ene, sodat jy op hoogte is van wat alles gebeur. Ek gaan nie vir jou sê, waar moet jy hom ophang nie. Ek het al van interessante plekke gehoor waar hy eindig, maar dit is goed. Nie? Die yskas is dalk ook goed, byvoorbeeld, maar vat hom, sodat jy lekker kan kyk. En julle sal sien, sommer as julle bietjie deur hom blaai, ons tema, ons kyk anders, vir hierdie jaar, ons sal so in die volgende 2 weke of so, sal ons met julle bietjie gesels oor die ankerteks, wat julle daarop sal sien, maar dis ons temaatjie. En dan sal julle sien het ons ook 'n splinternuwe logo wat in die gemeente gebruik word. Julle het hom nou op daai videoetjie het julle hom ook gesien. Hy's ook hier op. So kyk gerus bietjie daarin. En dan as jy so bietjie deurblaai, loer so bietjie hier. So is oral sulke klein goedjies weggesteek, nê. En as jy nou dink, nee, dis bietjie klein geskryf, dit was so bedoel gewees dat jy bietjie daarna moet soek. So gaan kyk maar bietjie, daar's goedjies so klein geskryf, gaan loer so bietjie deur die almanak. Baie dankie weer eens aan Lorraine en Johnny en vir die baie netjiese almanak wat hulle vir ons maak, dis regtig pragtig. Volgende week skop ons nou weer af met allerhande nuwe, met al ons gewone goed en dalk so deur die jaar met 'n paar nuwe goed ook. Ons sal volgende Sondag hier in die erediens die finale reëlings tref, maar ons gaan so maak, ons kinders tot van hier graad 8 af, nee, eintlik graad 7 af, ons seniors, julle onthou, julle kom hier aand 5:00. So julle kom hier aand 5:00, julle kom hier aan en ons gaan vir julle sê presies waar moet julle gaan en so aan. So julle hoef nie baie te bekommer nie, ons sorg dit so volgende Sondag aand uit. Tot by graad 6 kom die kinders sommer direk na die diens hier na die kerk toe en dan gaan ons vir hulle ook presies mooi verduidelik waarheen moet hulle gaan en al daai goed. Hier tussen die kerk en die saal gaan daar sulke tafels wees, so as jy dalk nuut is of jou kind was nog nie ingeskryf nie of hoe ook al, dan kan jy sommer daar kom draai en dan kan veral natuurlik nou hierdie kleintjies, nê, wat dalk nou nog nie kan skryf nie en al hulle inligting het nie, pappa en mamma kan gerus dan sommer daarmee 'n bietjie help. So, dis vir volgende week en volgende week is die koffiebediening weer aan die gang. Ons drink koffie en ons drink tee en ons kuier na kerk sommer heerlik saam. Maar hou maar ons afkondigings bietjie dop. As jy nou nog nie ons afkondigings op die WhatsApp kry nie, so vra vir Johnny by die kantoor dat sy vir jou op die WhatsApp groep sit of daar op die banke is daar QR codes, nee, wat jy kan skandeer met jou foon, dan kom jy ook daar op die WhatsApp groep, dan het jy sommer al die inligting wat nodig is vir volgende week. Ons sien regtig uit na 'n wonderlike jaar van anders kyk by ons in die gemeente. En vriende, kyk sommer net hoe pragtig, nee? Ons is nou in die tyd van Epifanie wat dan nou oorgaan. Ek gaan nou baie meer oor dit, soos ek 'n snaakse woord gebruik het, is nie 'n vloekwoord nie, dis 'n kerklike woord. Okay? Die namens by die kantoor sê ons praat bietjie kerk, sê hulle partykeer en dit is so, die kerk het interessante woorde. Ek gaan nou meer daaroor sê, maar dis so van Advent, dis nou waar ons nou vandaan kom, nie? Uit Kerstyd uit gaan ons nou in Epifanie in en gaan iets daaroor sê. Die kleur daarvan is groen
En dan gaan ons van daar af, gaan ons oor na die kruise kant toe, wat natuurlik die Here Jesus se kruisiging en die hele tyd van sy swaar kry en die tyd wat oploop na Paasfees toe. Ons gaan dan in daardie tyd in. Nou Anneke het so mooi vir my geskryf, sy sê sy het 'n klein boompie wat na Kersfees, want ons is nou in groeityd en dis mos nou die groen. En 'n klein boompie wat simboliseer dat ons besig is om te groei. Nee, daar's opsies, hy word groter en dis mos wanneer ons in ons erediens bymekaar is dat ons ook weet dat ons saam groei met mekaar. Vriende, terwyl ons net so sit, kom ons word vir 'n oomblik stil en dan maak ons sommer ons oë toe en ons sê vir die Here, dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Hemelse Vader, U is die God van alle eeue. Here, U is die God wat nog altyd daar was, wat geskep het, wat ons as die kroon van U skepping gekies het. En wat ons die voorreg gee om na U beeld gevorm te wees. Here, maar U is ook die God wat, toe alles verkeerd geloop het, 'n plan gemaak het, en in die Seun Christus die verlossing gestuur het. Here, maar U is ook die God, wat in die Heilige Gees elke dag by ons woon, in en deur ons, terwyl U vir ons plek voorberei vir wanneer U weer kom. En ons eer en aanbid U as die drie-enige God. Amen. Liewe broers en susters in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, en dit alles deur die kragtige en die magtige werking van sy Gees wat in ons werk. Vriende, ons gaan opstaan en ons gaan saam sing, ons gaan die Here eer met 'n paar liedere.
Hierdie lied wat ons nou gaan sing, is eintlik 'n geloofsbelijdenis. Dries, los hom hierdie in ons. Is eintlik 'n geloofsbelijdenis. Nou skree ek alle kante toe. Okay, gaan weer probeer. Dit is nog steeds 'n geloofsbelijdenis. Kyk bietjie sy woorde nie. Ek weet verseker, as hy twyfel in my nie, ek weet verseker Jesus is Here en dat hy my uit sonde uit my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar ek is gevind. Kom ons bely teenoor mekaar soos dit ons hierdie lied sing. Hemelvader, is ons skepper soos ons net nou bely het. Here, maar wanneer ons so by mekaar is, kan ons nie anders as om U te aanbid nie. Maar ons kan ook nie anders, Here, as om opgewonde te word, omdat ons U kinders mag wees. Opgewonde oor die verlossing, maar ook opgewonde oor die koninkryk. Here, en daarom eer ons U. Here, ons sê dankie dat ons weer hier by mekaar kan wees vandag. Here, ons dink ook vandag aan hulle wat oor hierdie Kerstyd ook trauma beleef het, dalk van mense wat hulle verloor het, wat naby aan hulle was. Here, ons ken van hulle ook in ons gemeente. Here, en ons weet dat U ook troos gee. Here, ons gebed is dat wanneer ons U woord oopmaak vandag, dat U deur die Gees met ons elkeen sal besig wees. Dat U ons sal inspireer, dat U ons kompas sal instel vir hierdie jaar van 2026. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Amen.
Kom ons sit. Vanoggend so aan die begin van die jaar wil ek sommer met ons so 'n bietjie gesels oor die verhaal van 2 feeste. Ek kyk hierdie tyd van die jaar het ons mos nou al lekker fees gevier. Ek hoop julle het, né? Ek bedoel ons het 'n vakansie gehad. Dit op sigself is al 'n fees. En dan natuurlik het ons Kersfees gehad, ons het Nuwe Jaar gehad en ons het 'n klomp vakansiedae gehad. So ek hoop van harte dat julle genoeg gebraai het oor hierdie tyd, want as ons fees vier, dan braai ons, nee. Dis mos hoe dit is, en ek dink ja, dis ook hoe dit behoort te wees. Ek kry die ouens daar oor see jammer, is my wonderlik, ons kry so nou en dan 'n bietjie reaksie van die ouens wat oor see bly, wat inskakel ons op die internet, enetjie, hulle moet maar vir ons foto's stuur van hoe lyk die braaier in die sneeu, so, maar ek hoor daarom, hulle braai daarom nog. So dis ook goeie nuus. Ons vier fees, nee, hierdie tyd van die jaar. Nou, dalk is dit al so bietjie vergete. Ek hoop julle het gister daarom nog 'n vuurtjie aangesteek, nee, en laat die werk van die laaste ruk nie te erg al gekom het nie. Want die slegte nuus is nou dat hierdie week dalk nou 'n bietjie erger gaan word, want die skole begin mos nou, nie weer met al hulle dinge, maar ek dink ons kinders sien uit daarna en miskien die pa's en ma's dalk nog 'n bietjie meer op 'n manier. Nee, wonderlike tyd van die jaar vir ons almal. Nou ek wil julle van hierdie 2 feeste vertel. Prof Henny Stander, 'n wonderlike afgetrede dosent in semitiese tale, daai Griekse en Hebreëus, daai goed wat ons op universiteit geleer het. Hy skryf nou die dag 'n baie interessante ding en ek wil sommer iets daarvan met julle deel. Julle weet oor die eeue was daar verskillende kalenders, nee. Vandag is dit nog so dat daar is eintlik nog 2 kalenders, nee, daai ouens in die ooste, daar is nog 'n deel van hulle wat nog 'n bietjie op 'n ander kalender werk. Maar oor die algemeen was daar 'n klomp meer kalenders gewees en dit het baie saam met die maan gegaan. So het die Romeine byvoorbeeld tot nog so by 153 voor Christus. Dit is 'n bietjie ouer as wat ons oupas en oumas was. Dis so eentjie terug. Maar tot op daai stadium was Nuwe Jaar in Maart maand. Nee? En toe later toe verander hulle dit na Januarie toe. Soos wat ons nou het. Nou Januarie is vernoem na 'n Romeinse god met die naam van Janus. Sien julle daar het ek 'n prentjie van Janus. Romeinse god met die naam van Janus.
En hy is dan nou ook die God wat eintlik die bewaker is, of hy is die ingang, die deur, die hek, hoe jy dit ook al sou wou sê. En daarom sal jy sien, hy 2 gesigte. Dit beteken hy kan albei kante toe kyk. Nee? Nou in die nuwe jaar, Janus van Januarie, beteken, het hulle gesê, maar hy kyk agtertoe en hy kyk vorentoe. Nee? Hy kyk met ander woorde na die vorige jaar, hy kyk na die volgende jaar. En dis waarna Januarie die kalender vernoem is. En hierdie was dus die fees van die nuwe jaar. Die fees van Janus. En die ouens het redelik groot gegaan. Chrysostomus, ek sal nou vir julle ietsie meer oor hom sê, maar Chrysostomus het byvoorbeeld 'n hele preek daaroor, gaan nou vir julle 'n stukkie aanhaal, oor hierdie fees gehad van die Romeine. Hulle het geglo dat as dit 'n goeie dag is, die eerste dag, dan gaan die res van die jaar ook 'n goeie dag wees. So, hulle het dit so goed gemaak as wat hulle kon. Hulle het soveel gedrink as wat hulle kon. Chrysostomus, hy skryf daaroor. Hy sê, hulle het selfs nie eers hulle wyn onverdun gedrink. Nee, nou, dit beteken seker hy het brilliantly kicking gehad of iets nie. Maar hy is redelik ongekrap gewees. En hulle het allerhande bygelowe gehad, hulle het goed om hulle nekke gedra, waarna nou sekere goed verbind was, en verskriklike partytjies gehou, in die strate partytjies gehou, geraas en gedrink en dronkenskap en alles wat met daai goed saamgaan. Nou ja, toe ek dit nou lees, toe dog ek, ek is nou nie, toe ek nou oujaarsaand nou al die klappers hoor, toe wonder ek nou of dit baie anders is. Maar in elk geval, as 'n mens baie keer op die nuus kyk en jy sien sekere plekke hoe word die partytjies gehou, dan klink dit nie heeltemal so onbekend nie, né? Dalk is dit nou nie heeltemal uit 'n geloofsaak, soos wat die Romeine nou sekere goed gedoen het, gelukbringers gedra het en alles in oorvloed gedoen het nie. Ons doen ook partykeer dit, dalk om ander redes. En daar het julle sommer, dankie Kreet, daar het julle die prentjie van Chrysostomus. Hy was daar in die 4de eeu. Een van die kerkvaders, hy was in Cyprus, hy was 'n Griek. So hy daar in Cyprus was hy dan ook die kerkleier gewees. Kom ons praat gou oor die tweede fees. Daar het julle nou die Romeine se eerste fees van die nuwe jaar, maar daar is ook 'n tweede fees. En daardie tweede fees is wat ons noem Epifanie, waarvan ek net nou gepraat het. Nou voordat ons dit gaan doen, kom ons lees eers gou hierdie Bybelteks. Bekende teks, ons het Angie het ook daaroor gepraat in die vakansie, en ons het hoor hom altyd hier oor Kerstyd, maar kom ons lees hom tog net so bietjie, dat ons hom gou weer bietjie kan hoor. Besoek uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. En na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. En hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. En hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, maar uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. En hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys. Ook maar 'n tweegesig jakkals hierdie nie, slim seun, speel politiek. Nadat hulle die koning gehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. Hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Toe het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal en goud en wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na die land
waar hulle vandaan gekom het, teruggegaan. Na hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn. En gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe. En bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om hom dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. En so is toe vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, hulle het hom ontglip, het hy woedend geword en hy stuur toe die soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. Onthou julle 'n ander geleentheid wat dit ook gebeur het? Onthou julle by Moses? Nee? Ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Ons lees tot daar. Die fees van Epifanie. Epifanie, daar het ek sommer, dat julle kan sien hoe lyk die Griekse lettertjies ook sommer net daar neergesit. Epifania is die Griekse woord wat beteken om te verskyn of om openbaar te maak of om homself vir die wêreld te wys. En dit is wat eintlik in die fees van Epifanie gebeur. In die vroeë kerk is die 6de Januarie as tradisioneel as Epifanie gevier. Met ander woorde na Kerstyd eintlik. Dit was die 6de Januarie. Later het dit bietjie verander en in die kerk het hulle dan nou die eerste Sondag na die 6de Januarie het wat dan natuurlik nou vandag sou wees, was dan hierdie fees van Epifanie. En dit was die viering van die ontmoeting van die wyse manne met die kind. Hy word ook genoem in sekere plekke, noem hulle hom the Feast of the Three Kings of the Feast of Kings. Nou, interessant genoeg, nêrens in die Bybel staan dat daar 3 konings was nie. Net die kinderbybel het dit gedink. En net die prentjies, soos julle kan sien, waarskynlik omdat dit 3 geskenke was, of 3 soorte geskenke. Daar was dalk meer van hulle, maar 3 soorte geskenke was. So was ons weet nie hoeveel was dit nie, die Bybel sê niks daaroor nie. Die Oosterse kerke het ook die Jesus se doop en dan die gebeure in Kanaan op daardie selfde dag ook, was deel van hierdie feesviering gewees. Maar die tradisie was eintlik gewees dat dit hierdie tyd was wat die wyse manne by die kind Jesus gedraai het. Nou as 'n ou hierdie hele storie wat ons nou gelees het, mooi bietjie kyk, dan moet 'n ou verstaan dat dit nie van 25 Desember na 6 Januarie gebeur het nie. Interessant, die mens sien, daar staan en hulle het hierdie kind in 'n huis gekry. Hy het nie meer in die stal gebly nie. Hy was nou in 'n huis. Ook interessant, in Grieks word die woordjie vir die kind paidion wat gebruik, wat nie meer 'n babietjie is nie, maar wat eintlik 'n klein kind is, nie, soos 'n seentjie. So Jesus was al 'n seentjie gewees. Nou, dit maak sin, nie? Daai sterre daar aan die ander kant, die ouens het nie op 'n spoedtrein of op die vliegtuig geklim of hulle moes maar 'n bietjie nou eers oor hierdie ding dink en dan hulle kossies bymekaar maak en al die goedjies en dan hulle kamele kry en dis nie vinnig nie en dan het hulle nou gegaan en hulle uiteindelik het hulle by die koning gestop en toe van Jerusalem al weer Bethlehem toe. So ons kan verstaan daar het nog al 'n tydjie verloop. En ons sien dit dan ook in die tydperk wat Jesus koppel of wat die koning koppel aan die tyd om die seentjies dood te maak. Hy reken Jesus kan baie maklik 2 jaar oud amper wees. Op grond van wat die wyse manne vir hom gesê het wanneer hulle die ster gesien het. So Jesus dalk al so klein bietjie groter. Hulle vlug dan nou en hulle kom kuier by Jesus. Die betekenis van hierdie fees is om te vier dat Jesus gekom het vir heidene, vir mense wat nie glo nie. Daai die wyse manne was nie, ek gaan dit so sê, was nie Christene nie, hulle was nie gelowiges nie, hulle was ook nie Jode nie. Hulle was die mense van die wêreld. En hierdie fees is die fees dat die Here gekom het vir die wêreld.
Here Jesus het gekom ook vir die heidene, nie net vir die Jode nie. Daarom dan saam met hierdie persente het hulle dan by hierdie fees, het hulle ook vir mekaar geskenke dan gegee, soos wat hierdie konings dan vir Jesus gegee het. Dit word soms genoem die Kersfees van die heidene. Wanneer Jesus hom aan die heidene kom openbaar. Op 'n manier is hierdie twee feeste eintlik 'n beeld van die keuse wat ons het oor hoe om na die lewe en na die jaar te kyk. Ons het twee keuses, nee, dit is ook die een keuse dan om te sê, ek gaan vir my oorgee aan op 'n manier amper die fatalisme van die wêreldse denkraamwerke. Die ander een is om te sê, ons wil dink oor God. Wat se impak het die koms van Christus vir my, nee, ons wat nie Jode ouens is nie. Wat se impak het Epifanie op my elke dag se lewe vir hierdie jaar? Op 'n manier sou ons sê hierdie twee feeste wys vir ons op die geloofsdeel en die nie-geloofsdeel oor God in hierdie wêreld nie. Op 'n manier daag dit ons uit om weer 'n keuse te kom maak oor wat vier ek in my elke dag se lewe. Paulus skryf hieroor in Galasiërs 4 en ek wil dit graag ook vir ons lees. Hy sê, hierby wil ek nog dit sê, skryf hy vir die gemeente, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis eintlik aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. So is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe en wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy's nie meer 'n slaaf nie, jy's nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was van niks werk afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. Ons lees tot daar. Paulus kom en hy kom sê vir hierdie gemeente in Galasië, hy sê, julle gaan vier weer die heidendom. Julle vier weer die slaaf wees, wat julle nie meer is nie, en dit terwyl julle die erfgename is. Jy is nie meer die slaaf nie, jy is nie meer die minderjarige nie, jy is die erfgenaam, jy is nie meer die slaaf nie, maar wat doen jy? Jy gaan vier weer slaaf wees, jy gaan vier weer wettisisme, jy gaan vier weer die heidendom waaruit die Here jou kom haal het. En die Here het verskyn en hy's gebore uit 'n vrou uit. Hy sê so duidelik, hy het gekom om julle van die wet vry te maak. Om die verlossing te bring. Ons, vriende, is in die posisie om dit wat die Vader vir ons gee, vir onsself toe te eien.
Dis wat Paulus sê. Julle is in die posisie as erfgename om dit wat vir jou wag, vir jouself toe te eien. Jy is nou die erfgenaam. En tog wil ons neig ons om weer terug te val na slawerny van, kom ons vat dit nou in daardie feeste, nie? Van bygelowe, gelukbringers, dronkenskap, al die goed wat nou waaroor ons, en alles wat vandag natuurlik in ons lewens ook gebeur, wat ons weer slawe maak. Soms laat ons toe dat negatiewe braaivleispraatjies, politici, nuusberigte, hartseer genoeg selfs predikers, en mense wat hulle as geestelike leiers baie keer dalk voordoen. Allerhande video's of TikToks of wat ook al. Ons weer onder slawerny wil indwing. Met mensgemaakte reëls wat baie keer vrees in ons kom insit. Maar in Epifanie wat ons dan vandag eintlik vier, word ons herinner dat Christus gekom het vir die wêreld om vry te wees. Maar ons val weer terug na die wêreldse manier van dink, van kyk. En op die manier doen ons eintlik afstand op 'n manier van 'n oorwinningslewe wat die Here vir ons gebring het. Van 'n koninklike lewe. Ons is die erfgename van die koning. Ons kan 'n lewe van 'n koningskind leef. Hoekom gee ons dit weg? Kom ek vat sommer net 'n voorbeeld wat miskien in laaste maand nou 'n bietjie realiteit is. Vat 'n ding soos Kersfees. Hoeveel goed het jy in Kerstyd gehoor wat ouens sê, nee, die bome, dit kom, dis vir die gees, en daai ding, en ons kan nie Kersfees, want dis nie Januarie nie, en ons kan het julle al die goed gehoor wat ons nie mag doen, hoekom ons nie Kersfees mag vier nie? Genade, hoekom gee ons die koms van Christus terug vir die wêreld? Hulle kan dit nie vat nie. Ons gee dit vir hulle terug as ons daai goed vir mekaar begin sê. Ek dink daar is 'n klomp ander geloofsgoed waarmee ons dieselfde doen. In plaas van dat ons toe-eien wat God vir ons kom gee het, kom gee ons dit weg met goed wat dalk amper 'n bygeloof word. Dit geld vir my elke dag van die jaar. Ek kan en ek moet eintlik hierdie koms van Christus, Epifanie, elke dag in my manier van lewe kom vier. Want Christus het gekom vir die wêreld en vir my. Dit moet maak dat ons anders kyk na onsself. Kreeg dit bietjie vir my daai prentjie op wat jy van die speel, daai enetjie. Vriende, ek het nou die ding so gekyk, toe dink ek, jene, ek weet nie, miskien of jy met die spieël wegvat of jy met die bril afval. Maar die twee saam maak nie baie sin nie. Maar partykeer dink ek dis wat ons doen. Ons het 'n donker bril op en dan kyk ons vir onsself in die spieël en dan wonder ons, wat sien ons? Haal 'n slag jou donker bril af en kyk na jouself in die spieël, sodat jy jouself kan sien as die mens wat God jou gemaak het. En as die mens na wie toe God gekom het. Spesiaal in Kerstyd, om jou vry te maak. Dan gaan leef ons soos wat God vir my beplan het. Dan kan ek 'n klompie goeie goed begin doen. Julle het nou die foto gesien daar van Chrysostomus. Nou aan die einde van die 4de eeu het hy nou oor hierdie ding van Johannes het hy nou redelik
wild aangegaan nie, hy was nogal kwaad en kwaai gewees in 'n preek. Hy sê sommer, dis uiterste dwaasheid om te dink, dat as dit op een dag goed gaan, 'n mens kan verwag dat dit ook so vir die res van die jaar gaan wees. Hy skryf hy sê, dis nie alleen malligheid nie, maar is sommer die denke van 'n duiwelse aktiwiteit. So hy het redelik duidelik hieroor gedink en gevoel. Dan sê hy, die hele jaar sal voorspoedig vir jou wees, nie as jy dronk op die dag van die nuwe maan nie, maar as jy op die dag van die nuwe maan en op elke opeenvolgende dag doen wat God van jou verwag. As jy in 'n verhouding met God staan. Hy sê, as jy doen wat regverdig is, sal die dag goed vir jou uitdra. As jy verkeerd doen, sal die dag sleg en vol straf wees. As dit jou lewensbeskouing is, en jy so ingestel is, sal die hele jaar vir jou aangenaam wees, en sal jy elke dag kan bid, en dade van barmhartigheid kan doen. As jy in 'n verhouding met God staan, dan kom die praktyk uit. Dis wat hy sê. En as hy praat van voorspoed, dan praat hy natuurlik nou nie baie geld en alles loop reg nie. Hy praat van voorspoed, heel eerste in primêr in terme van my verhouding met God. Skryf hy. Maar as jy jou eie lewe deug, noem hy, verwaarloos, dan sal jy in jou lewe 'n gemis hê van goeie dinge. En dan af, en hy sê, daarom is dit nodig, dat ons altyd God sal behaag. Nou, die Grieks sê, is, gaan dink heen en weer, kai to dia pantoon areskain theo, met ander woorde, nie, in Afrikaans, beteken dit, om aan God toegewyd te leef. Hy sê, die 4de eeu na Christus, sê vir sy gemeente, dit is die antwoord vir die wêreld. Dit is die antwoord vir my, elke dag, om aan God toegewyd te leef. Maar vriende, dit vra ook, dat ons anders moet kyk na die wêreld, nee? Ons eie spieël, maar ook na die wêreld. Nou, ek kan maklik kyk met 'n spieelbril, soos hierdie girl. Nee. Dit beteken jy kyk vir die wêreld, maar wat sien die wêreld in jou oë? Net hulle self. Hulle kyk vir jou en al wat hulle sien is maar net nog steeds 'n beeld van hulle self. Om anders te kyk, moet ek en jy hierdie bril afhaal, sodat hulle in my oë kan kyk. En in my oë kan kyk hoe Christus hulle sien. Kan sien in my oë dat Christus gekom het, ook ter wille van die verlossing van die wêreld. Jesus wil homself aan die wêreld openbaar en hy het vir ons daarvoor gekies. Hoe doen Jesus dit? Het jy al agtergekom dat Jesus, wanneer hy met nie-gelowiges besig is, bestorm hy hulle nie met hulle sonde nie. Hy ruk nie dadelik die vinger uit en raas oor hulle sonde nie. Want onthou, vir hulle is hierdie sonde dalk natuur, nee? Wêreldse natuur, God se natuur. Jesus kom van 'n ander hoek af. Hy kom van 'n hoek af van Christus het vir julle gekom. Hy kom van 'n hoek af van ek het die wêreld lief. Wanneer hy by die Samaritaanse vrou gaan sit by die put, dan sê hy vir haar, ek kan vir jou die lewende water bring. Hy sê nie eers vir haar, jy moet 'n bietjie daai man wat nie nou joune is nie, en jy het al 5 gehad en jy moet nie nou met hom, nee, hy sê vir haar, ek sal vir jou die lewende water gee. Dan sê hy vir haar, gaan haal 'n bietjie jou man, sê ek het nie een, en sê ek weet, jy het al 5 gehad en een wat jy nou het sien joune nie. Hy het haar nie daarmee gekonfronteer nie.
Hy het eers gesê, ek gee vir jou die water. Ek gee vir jou die lewe. Die oorspelige vrou bring hulle vir hom. Hulle sê, sy het hierdie en hierdie en hierdie gedoen. Wat sê hy? Hy sê, gooi vir hom met die klippe. Nee. Hy sê, die een van julle wat nie sonde het, nie, gooi eers die klip. Dan skrik hulle. Dan sê hy vir haar, ek het vir jou die redding gebring. Dan sê hy vir haar, moenie meer sonde doen nie. Die moenie meer sonde doen nie, is dit wat Anneke vir ons in die boompie kom bring het. Van geloofsgroei. Dit gebeur uit my verhouding met die Here. Daar moet verlossing wees, sodat ek kan groei. En dis wat die Here Jesus kom doen, met ongelowiges. Saggeus, toe Jesus onder die boom deurloop en Saggeus sit die bo, toe sê hy nie vir hom, Saggeus, jy moet nou gaan en jy moet al daai tolgeld en al daai kaartjies wat jy vir die ouens uitgeskryf het en al daai goed, moet jy nou eers hulle geld teruggee en dan, toe sê hy, Saggeus, klim af, ek wil vandag by jou gaan sit en by jou gaan eet. Uiteindelik, waar eindig dit? Saggeus wat sê, dit wat ek onregverdig van iemand geneem het, gaan ek vir hulle teruggee. En nog meer as dit. Vriende, ek en jy, maar miskien moet ek dit net sê. Vir wie word Jesus kwaad? Vir die Fariseërs. Die ouens wat moet beter weet, en steeds nie die Here se manier van doen volg nie. Hy gaan gooi vir hulle, gaan gooi hy die tafels om. En hierdie jaar moet ons kies, om elke dag se lewe om vir die wêreld God se liefde te wys. Van God se koms vir die wêreld te verduidelik. Kies om in hierdie jaar passievol nuut te kyk met God se oë. Maar kies ook om in hierdie jaar passievol nuut te leef, te doen vanuit God se krag. Die keuse is eintlik, watter fees vier ek elke dag? Vier ek die fees van die wêreld? Of die fees van God, wat gekom het vir hierdie wêreld? Amen. Hemelse Vader, Here, ons eer U vanoggend dat ons kan fees vier vandag. Die fees dat U gekom het vir ons en die verlossing gebring het, dat U ons kom vrymaak het, sodat ons in U vryheid kan leef en daarin kan leef soos U wil. Dankie dat U ons koningskinders gemaak het om in U koninkryk as erfgename te kan dien en leef. My gebed is dat U vir ons, Here, die wysheid hierin sal gee. Dat wanneer ek besig is om met iemand te praat wat U dalk nie ken nie, dat ek U liefde op een of ander manier sal kan wys, omdat dit in my is, omdat U ons eerste lief gehad het. Here, gee dat ons anders kan kyk, dat die anders is deur U oë en nie deur die bril van die wêreld nie. Hemelse Vader, en gebruik vir ons daar waar U vir ons nodig het. Here, ons kom bid ook dat U Gees voor ons sal uitgaan, dat U Gees in hierdie wêreld werksaam sal wees rondom ons. Here, vir hulle wat swaar het, maar ook vir hulle wat net voortleef sonder U. Dankie dat ons vanoggend ook kan bid. Here, ons weet, Chris Venter is baie siek en Jaco Strydom en klompie ander, Tannie Naomi, wat vir hom Nick in hierdie week verloor het. Here, ons bid vir hulle dat U Gees, die trooster waarvan ons net nou gesing het,
sal troos. En dat hulle U nabyheid, U koms vir hulle ook sal beleef. Dankie Here dat ons dit alles kan bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die naam van die lewende God. Amen. Broers en susters, ons gaan ons dankoffers waarmee ons die Here eer, gaan ons net nou by die deure kan doen en daarom gaan ons afsluit met 'n laaste lied saam. Kom ons staan op en dan bid ons hierdie lied saam. Broers en susters in die Here, mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg en onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal doen wat mense gedink het nie gedoen kan word nie.